So, ons is by die laaste maand of tweede laaste maand van die jaar en dis 'n tyd waar ons voor Desember is en ons, ek weet nie van jou nie, maar ek kan baie duidelik begin beleef dat lewe stadig maar seker begin breek. Ons almal kan dit beleef, nê? Die Kersfees, liggies en kersbome en alles wat in die winkels is en almal se koppe is al op vakansie en die vakansieatmosfeer is alreeds met ons en by ons. En toe ek die afgelope tyd vir jou bid, toe beleef ek net so sterk dat die Here ons wil begelei om regtig sy stem te hoor oor die maand van Desember. En daar's 'n stuk hart wat ek met jou wil deel, wat gaan oor my gebed vir jou oor Desember wat nou kom, is dat jy 'n betekenisvolle Desember sal hê. Die titel van hierdie boodskap is Stadiger, stadiger. En ons almal as mense het nodig om hierdie so duidelik te hoor. Want dis in hierdie tyd waar ons uitgenooi word om intentioneel stadiger te leef, wat die Heilige Gees wil kom en 'n paar betekenisvolle oomblikke saam met jou het, saam met die mense rondom jou het en ook met jouself het. Hierdie hele jaar was 'n groot jaar vir baie mense, 'n gejaagde jaar vir baie mense. Ons het almal moets roetines gehou het. Dis kinders, dis werke, dis to-do-lysies, dis deadlines, dit is nuwe projekte, dis drome, dis goals, dit is you name it, en dit kalenders vol gemaak, dit het energie gevat en energie kom gee, dit het klomp van ons is deur somerseisoene, ander van ons is deur winterseisoene. Die punt is dat hierdie jaar het 'n storie vertel. Wat ook al jou perspektief op daai storie is. Maar ons is nou aan die einde van 'n jaar, aan die einde van 'n 2025 en ek wil kom en ek wil 3 groot belangrike goed met jou kommunikeer voordat ek en jy môre in 1 Desember instap. Want ek beleef geestelik dat die Here met jou wil kom gesels. Die Here het nodig om 'n paar goed vir jou te kom wys en 'n paar goed vir jou te kom sê sodat hy jou kan voorberei vir 2026. Nou kom ek staan net daar stil. Glo ek die Here praat? Ek glo die Here praat duidelik. Nie net praat hy nie, hy wil ons begelei, hy wil ons die lamp op ons voete wees, hy wil ons begelei in waarheid, want wat is sy hart? Sy hart met jou is dat jy sal groei van glorie tot glorie. En dit wat ek laasweek vir jou genoem het, is dat die Here wil nie net ongesonde mense gesond kry nie, hy wil gesonde mense wil verder vat na meer glorie. Ek het hierdie voorbeeld gebruik dat ons kyk na 'n skaal van ongesondheid, dat 0 is gesond en -1, -2, -3 is hoe ongesond mense kan leef, tot by 'n punt van dood. Maar die Here het nie net gekom om ons van ongesond of van -10 na 0 toe te kry nie, hy het ons gekom om ons verder as dit te vat, om in ons volle kapasiteit, ons volle potensiaal te laat funksioneer. En so, deur dit alles gesê, wil ek hê maak jou ore oop. Die Heilige Gees is getrou om jou te begelei, om presies te wees wat hy jou geroep het om te wees. Die Kaleo roeping oor jou lewe. So, ek wil hê die volgende stuk skrif moet vir ons 'n guideline wees oor die 3 areas wat ek glo die Here wil hê jy moet in fokus die volgende tyd, en dis Matteus 22 vers 34 tot 40. En hier kom die fariseërs en die wetgeleerdes, die superjode kom by Jesus en hulle vra hom 'n baie groot vraag. En eintlik probeer hulle hom uitvang. Eintlik probeer hulle hom kry om valse lering te praat, sodat hulle hom null and void kan verklaar.
En dit is so mooi hoe Jesus hulle altyd met leiding, met respek, maar met baie direkte antwoorde bedien het en dan tereggewys het. En ons het so geval in hierdie konteks. En hier staan vers 34, toe die fariseërs hoor dat Jesus die Sadduseërs die mond gesnoer het, het hulle bymekaar gekom en een van hulle, 'n wetgeleerde, het hom 'n vraag probeer vastrek. En hy vra vers 36, meneer, vra hy, wat is die grootste gebod in die wet? En Jesus antwoord hom, jy moet die Here jou God lief hê met jou hele hart, jou hele siel en met jou hele verstand. En dit is die grootste en die eerste gebod. En die tweede wat hiermee gelyk staan is jy moet jou naaste lief hê soos jouself. En hierdie twee gebooie is die hele wet en die profete saamgevat. Nou ek kan nie anders as om hierdie skrifvers vir jou te lees en net onmiddellik vir jou te sê dat ek weet nie hoeveel van ons het hierdie skrifvers al gelees en gevoel die gebod, die verbod, die uitspraak van die Here oor wat dit beteken om 'n Christen te wees. En soos ek jou die afgelope tyd leer, is dat baie mense kyk na hierdie as 'n werk. En wat ek daardeur probeer sê is, mense lees hierdie, jy moet die Here jou God lief hê, jy moet hom lief hê. Jy moet hom lief hê met jou hele hart, met jou hele siel, met al jou krag, met jou hele verstand. En hy moet jou, en wat tweede hiermee gelyk staan, is jy moet jou naaste lief hê soos jouself. En as jy hierna kyk, vir die konteks waarin Jesus hierdie sê hy dit vir oorspronklike Jode. Waarmee is Jesus besig? Hy is besig om vir die wetgeleerdes, die Sadduseërs en die Fariseërs, wat hom nou probeer vastrek, is Jesus besig om te sê, manne, julle dink julle kry die gebooie reg. Julle dink julle volg die wet so mooi, maar laat ek vir julle sê. Julle moet die Here lief hê, nommer 1. Met jou hele hart, jou hele siel, met al jou verstand en met al jou krag. Wat is Jesus mee besig? Hy is besig om hy standaard so hoog te stel. Hy is besig om hy standaard so hoog te maak, dat elke ou wat dit hoor, sê, Jesus, maar dit is omtrent onmoontlik om dit mee te maak. En dan gaan hy verder om te sê, en wat hiermee te gelyk staan, is jy moet jou naaste lief hê soos jouself. Ek weet nie of jy al ooit hierdie skrifvers gelees het, en gewonder het, maar dis omtrent fisies onmoontlik, en dis die punt. Baie van wat Jesus sê in die evangelies, het hy nie oorspronklik vir my en jou gesê nie. Hy het dit nie na my en jou toe gerig nie. Hy het dit na hulle toe gerig, die wetgeleerdes. Hulle vra hom, wat is die belangrikste verbod in die wet? En hy antwoord hulle, hierdie is die belangrikste ding in die wet, is dat julle moet hom lief hê met jou hele hart, siel, krag en verstand. Dis die standaard, en jou naaste lief hê soos jouself. Maar dit is fisies onmoontlik. Dit beteken jy mag geen vuil gedagtes hê nie, geen stoute gedagtes nie, jy mag niks verkeerd dink nie, jy moet almal perfek lief hê, jy moet jouself perfek lief hê. En vir daai persoon, 'n ongeredde persoon wat deur die wet probeer gered word, wat sy gees nog nie lewendig geword nie, is dit fisies onmoontlik. En baie mense probeer hierdie uitleef, en dit is swaar, en dit is moeilik, en ek vir jou vandag in die oë kyk en vir jou sê, dis presies dit. Ons moet ophou Jesus se woorde lees, asof dit vir ons in elke geval direk vir ons bedoel is. Nou, daar is goed wat Jesus sê, wat aan ons gerig is, maar in hierdie geval is dit, hy sê dit vir hulle, om vir hulle 'n standaard te lig, om te sê, julle gaan nie hierdie meemaak nie. Dis so moeilik het is om die wet regtig te volg, dit is so moeilik is om die regte verbod uit te leef. En so wat gebeur is, vir my en jou wat vandag na hierdie skrifvers kyk, wie nou in Christus is. Ons kyk anders na hierdie skrifvers. Ons sien raak dat ons kon nie hierdie onmoontlike standaard bymaak nie. Ons kon nie. Maar nou is ons in Christus, en Christus het die Vader perfek lief in ons plek.
Christus het die Vader lief met sy hele wese, met alles wie hy is, perfek lief. En die Vader, en Jesus Christus weet hoe om naaste lief te hê soos homself. Jy sien, dis in Christus waar ons die krag kry en die kapasiteit kry om hierdie skrifvers, wat eers bedoel is om te wys julle kom kort, nou besef ons in Christus, leef Christus vir ons hierdie standaard uit, en ons kan rus in hom. Maar ek wil bysê, ek wil vandag vir jou 3 goed noem, wat die Heilige Gees vir my uitwys binne hierdie skrifvers. 3 fokusareas. Nou dat ons weet, dat dit is nie 'n moet nie, dit is iets wat Christus in ons plek doen, en hy begelei ons nou om dit reg te doen, wil ek dit baie duidelik maak, is 3 fokusareas vir Desember. Nommer 1, liefde vir Jesus, liefde vir jou naastes, en liefde vir jouself. Hoe lyk dit wanneer Christus deur jou dit kom doen? Waar jy nie probeer om God liewer te hê nie, maar wanneer die Heilige Gees jou kom begelei om deur Christus se oorwinning en opstanding aan die kruis hierdie uit te leef. Waar wil ek by uitkom? Wil jy met jouself die vraag vra, Jesus, hoe lyk dit in Desember? Waar lewe begin stadiger raak, waar ek meer begin intentioneel lewe, waar routine bietjie begin anders lyk, waar ek tyd het om te begin reflekteer en te fokus op jou. Here, hoe moet ek my hart posisioneer teenoor jou in Desember? En Jesus wys vir my Matteus 11, wat ek wil hê jy moet hoor. Jesus roep jou nie om meer Bybelstudie en meer te bid. En nou moet jy vas, wat ek in elk geval nou eendag oor gepraat het, wat asseblief verstaan dit reg. En nou moet ons stop dit. Die Here roep ons in rus in en in genade in, om te sê, Matteus 11, kom jy na my toe. Almal wat uitgeput en oorlaai is, ek sal vir julle rus gee. Is dit nie goeie nuus? Ek hoop jy beleef dit nou in jou hart, dat die Here sê, weet jy wat is my hart nou vir jou oor Desember? Ek wil vir jou kom rus gee. Ek wil vir jou kom geestelike rus gee. Hy sê, neem my juk op julle en leer van my, want ek is sagmoedig en nederig van hart, en julle sal rus kry vir julle gemoed, want my juk is sag en lig. Wat is Jesus se juk? Al wat dit is geloof in hom. Die oomblik wat ek my geloof op hom geplaas het, moet ek myself net weer herinner, Heer, ek is so vry in Christus. Here, niks kan my ooit weerskei van die liefde nie. Here, dankie dat U my siel ken en weet om vir my siel en vir my gemoed rus te kom gee na 'n lang jaar soos 2025. Na 'n klomp goed wat gebeur het, goed wat ek aangevang het en goed wat met my gebeur het. So Jesus nooi jou uit in Desember om net te kom sê, weet jy hoe lyk jou liefde vir my oor Desember? Is laat my toe, sodat ek vir jou kan rus gee. So eenvoudig soos dit. Dis die Here wat ek wil aanbid. Dis 'n Vader met wie ek in verhouding wil wees, wat my siel ken, man, wat my gedagtes ken, wat weet waartoe ek gaan. Nie 'n God wat daar ver is, wat ek nou moet met my hele wese lief hê, en ek moet nou almal rondom my lief hê, en ek mag tog net nie kwaad word nie. Dis nie die geloof wat ons uitleef nie. Nee, hier sê hy, ek het alles reeds gedoen. Kom in my rus en kom hê my reg lief. Maar die tweede een wat ek by jou wil uitkom is liefde vir jou naastes. Desember is 'n tyd waar die Here ons wil uitnooi om regtig intentioneel te wees met die mense rondom ons. Ek besef hierdie ding en dit is besig om vir my so diep te raak is, kan ons intentioneel wees om mekaar raak te leef oor Desember en nie verby mekaar te leef nie. Op die ou einde besef ons baie min dat eintlik al wat saak maak is eerstens my geloof en my verhouding en my liefde vir Jesus Christus deur alles wat hy gedoen het en niks wat ek gedoen het nie. Maar nommer 2 wat hierdie lewe wat regtig belangrik is in hierdie lewe is die mense rondom ons. En ek wil jou in die oë kyk en sê, is daar mense wat jy dalk verbyleef?
omdat jy so in jou eie gedagtes is, omdat jy so partykeer in jou eie vrese leef, omdat jy so alreeds in volgende jaar is, omdat jy so in eendag lewe, dat jy mis wat nou rondom jou aangaan. Ek meen, wanneer laas het jy net in jou vrou se oë gekyk? Van gesê, ek is so flippend lief vir jou. Wanneer laas het jy in jou kinders se oë gekyk? Wanneer laas het jy in jou ouers se oë gekyk? Want die realiteit is, daar's niks gewaarborg nie. Ek het 'n ontdekking gemaak in Matteus 22, net die gedeelte voor hier, en jy kan dit gaan lees, en die skrifgeleerders probeer weer vir Jesus vastrek, en toe vra hulle hom oor die opstanding eendag, en hulle probeer hom vasvra om te sê, okay, hoor jy, in ons kultuur, as 'n man 'n vrou het, en hy het nie kinders by haar nie, en hy gaan dood, dan moet die broer met haar trou. En dan skep hulle die scenario waar, dat kom ons sê, die broer trou nou met haar, en hy gaan dood, en dan trou die derde broer met haar, en hy gaan dood, hulle kry nie kinders nie, en vir 7 broers, gaan almal dood, hulle kry nie kinders nie, maar nou sy almal se vrou gewees op hierdie aarde, en dan gaan sy dood. Nou vra hulle, nou wie se vrou gaan hy nou wees? Gaan sy nou wees, eendag, na die opstanding? En Jesus antwoord hulle, vers 28, met die opstanding dan, wie se vrou sal sy wees? Al 7 haar mans is mos nou, of al 7 het haar mos as vrou nou gehad. Vers 29, maar Jesus antwoord hulle, julle dwaal, omdat julle nie die skrif en ook die krag van God ken nie. Met die opstanding trou die mense nie meer nie, maar hulle is soos die engele wat in die hemel is. En wat die opstanding van die dooies betref, het julle dan nie gelees wat God vir julle gesê het nie. Ek is die God van Abraham, ek is die God van Isak en ek is die God van Jakob. Hy is nie die God van dooies nie, maar God van die lewendes. Hier moet ons iets raak lees, is Paulus sê ons verstaan net ten dele, ons verstaan nie alles nie. Maar hier lyk dit of Jesus sê dat ons gaan nie noodwendig meer getroud wees na die opstanding nie. Ons gaan op 'n ander manier funksioneer in die hemel eendag. Hoe dit lyk, weet ek nie. Al wat ek weet is, dit gaan beter wees as wat ons nou beleef. Ons moenie skrik en dink, o hemelse, gaan ek nou nie my geliefdes ken nie, gaan ons nie, die punt is, al wat ek weet is, die Here gaan ons nie te nakom nie, en hy gaan niks doen wat erger is as wat ons hier beleef nie, het gaan beter wees, het gaan net ook op 'n ander manier funksioneer, en onthou, ons gaan met hom in 'n huwelik wees. So, waarby wil ek uitkom? Die verhoudinge wat jy nou het, die vrou met jy nou weer getroud is, die ouers wat jy nou het, die kinders wat jy nou het, jy het net hierdie tyd nou op hierdie aarde, op hierdie manier met hulle. Dit gaan nie dieselfde lyk in die ewigheid nie. En dit is 'n skerry gedagte amper, om te dink, is baie keer maniere hoe ek my vrou hanteer, net verby haar kyk en verby haar leef, want ek het my eie goedjies en ek het my eie dinge, dat ek moet besef, ek het net nou hierdie tyd met haar. En so daarom wil ek vir jou sê, soos wat die donder weer hier agter my slaan, ek beleef amper die Here sê, luister mooi, leef stadiger, vat weer 'n oomblik, dalk vandag in jou familie, en 'n tyd oor Desember, waar jy intentioneel stadiger met hulle lewe, herinneringe bou, sien hoe lag hulle, sien hoe hulle persoonlikhede uitgeleef word, sien hoe hulle jou lief het, want ons is nie gewaarborg, dat ons in ewigheid dieselfde gaan funksioneer as nou nie. As daar twis in jou familie is, as daar konflik is, vertrou die Heilige Gees om jou hart sag te maak en om daai goed so ver moontlik wat dit gesond is uit te sorteer en vergifnis in daai areas te kry. Mense kan jou hoe seer gemaak het en dinge kan gesê gewees het. Hulle bly mens met hulle eie seer. En die punt is ek wil hê jy moet stadiger leef en regtig ontdek dat al het daar goed gebeur, kan ons vergewe.
En ons kan gesond vorentoe met hulle wees. Paas, ek wil hierdie ding vir jou sê. Sê genoeg vir jou gesin oor Desember. Ek het jou lief. Mense, as jy nie 'n gesin het nie en jy's single en jy kry mense in jou lewe wie jy doelbewus sê, ek het jou lief. En hierdie ding in die Afrikaner kultuur van, ons sê dit nie meer vir mekaar nie. Nee, maar hulle weet mos ek het hulle lief. Ek het nie nog met hulle te sê nie. Stop dit. Ek wil jou in die oë kyk vandag en sê, jou kinders het nodig om te hoor, van 'n pa en 'n ma af, ek het jou lief. Ek is trots op jou. Ek glo in jou. Ek is met jou. Al is jou kinders 40, 50, 60 en jy het die voorreg om nog te lewe. Al is jou kinders 30, al is jy het nodig om oor Desember vir hulle in hulle oë te kyk en sê, ek het jou lief. En sê jy, wat hierdie boodskap hoor, vir mense in jou lewe, ek het jou lief, jy's vir my betekenisvol, jy het waarde in my lewe. Kom ons sê ons naastes lief, en dan wil ek land met hierdie, jy moet jou naastes lief hê soos jouself, en dit gaan oor, het jy jouself nog lief, na 'n jaar wat gebeur het, het klomp goed gebeur, en ek weet baie van ons kom op 'n punt waar ons dan reflekteer, en ek het nou onlangs so iets beleef, en gesê, yes, ons het 'n ongelooflike jaar gehad, dat amazing goed gebeur, maar ja, ek is so 'n paar areas teleurgesteld, ek dink ek kon beter met my gesondheid opgetree het, ek dink daar was tye wat ek kwaliteit tyd met my kinders kon spandeer het, wat ek nie het nie, wat ek my fokus op ander goed geplaas het, ek dink daar sekere slegte gewoontes, wat ek aanhou toelaat het in my lewe, wat ek nie doelbewus aangepak het, wat vernietiging bring tot areas van my lewe. En ek dink ek het finansiëel nie altyd die beste besluite gemaak nie. Die punt is, wat ek wil by uitkom is, reflektering oor 'n jaar, moet jou nie by selfsabotasie uitkom nie. Ons kan eerlike gesprekke met onsself hê, en vergewe wat nodig is om te vergewe, sodat jy kan oukei raak met jouself. Ek wil jou bedien. Efesiërs 2 vers 10 in die Engels sê, for we are God's masterpiece. He created us anew in Christ Jesus, so we can do good things He has planned for us long ago. Eers die Here het 'n roeping oor jou lewe. Maar ek wil jy ook kyk en vir jouself en vir jou vra, ek wil hierdie vraag vra, is jy oukei met jouself? Is Leon oukei met Leon? En ek wil jou regtig vra om 'n stuk papier te vat en bo neer te skryf, is daar 'n paar goed wat ek nodig het om myself voor te vergewe? Maar baie keer is ons so kwaad vir onsself en dan projekteer ons dit en ons is net moeilik vir mense rondom ons. Mense weet nie hoe om ons te hanteer nie. Ons is bitter, kwaad, ons is maintenance, ons weet nie mense weet nie hoe met jou te werk te gaan nie. Ek wil met jou praat. Ek praat met jou. Ek wil jou uitnooi in 'n tyd in waar jy sê, in hierdie jaar of in my lewe het daar 'n paar goed gebeur. Ek het 'n paar goed aangevang wat 'n sekere besluitneming laat gebeur het. Die punt is, kan jy op 'n punt kom waar jy genoeg vergifnis toepas, waar jy sê, ek het jou lief, Leon. Ek het jou lief, Peer. Ek het jou lief, Dion. Ek het jou lief, Sunay. Ek het jou lief, Francesca. Ek het jou lief, Annika. Jy praat nou met jouself. Jy weet, baie mense sê, jy moet God lief hê. Jy mag jouself lief hê nie. Selfliefde is new age. Selfliefde is dis hoekom hulle stop. Jesus het nooit hier sê hy dan. Jy kan jouself lief hê. Jy moet 'n gesonde verhouding met jouself hê. Maar vanuit my perspektief. Vanuit my uitspraak oor jou. En dan wil ek jou hier kry. You are God's masterpiece. You are God's masterpiece. Hy het jou spesifiek vir 'n spesifieke doel, vir 'n spesifieke roeping gemaak. Kom en sit vir jou oor teen sy bors en sê, Here, kan U die stof van my afskud? Kan U die leuns wat ek glo, deur vergifnis van my afhaal?
Want U het my geroep vir 'n spesifieke roeping en ek wil daarin funksioneer. Dis oukei om op 'n plek te kom om te sê, hey, Leon, jy het 'n paar dinge aangevang, jy's mens, maar ek is lief vir jou. Jesus, eerstens, Jesus het God lief perfek. Ek kan my naastes lief hê omdat hy daai liefde in my produseer en dan kan ek myself lief hê, myself vergewe en ek kan vorentoe gaan en as God's masterpiece, as sy meesterstuk funksioneer in hierdie wêreld. Dis die 3 fokusareas en jy gaan dit verder met die Here, gaan jy dit gaan deurdink en deurbid. Maar Here, ek kom dit in hierdie oomblik en ek bid oor hierdie persoon of die persone. Here, ek kom vra, kom bring daai geskenk van rus weer in ons in oor hierdie Desember tydperk, dat U ons siel ken en ons siel kan verkoop en ons reg kry en begelei vir 2026. Here, dan bid ek vir families en naastes dat hulle special oomblikke saam met mekaar sal hê, waar hulle mekaar se lag en se vreugde en intentionele herinneringe bou. Want ons weet nie hoe lank ons nog tyd met mekaar het nie en dan laastens mense kry om te sê, hey, ek is okay met myself. Ek is okay met Leon. Ek is okay met ek het myself vergewe. Ek skud die stof af en ek kan vanuit my identiteit kan ek in oorwinning leef. Dankie Here daarvoor. Ek bid dit in Jesus se heilige naam en almal sê amen. Mag jy 'n ongelooflike Desember hê. Ek sien jou volgende week by Simplicity Venue. Ek wil voor ek hierdie boodskap land net nog so 2 minute van jou tyd hê. Ek wil vir jou dankie sê vir elke persoon wat finansiëel bydra tot hierdie bediening. Elke persoon wat verstaan wat die Here deur hierdie bediening kom doen, deur mense gered, gesond en gestuur te kry. Kaleio het ongelooflik deur hierdie jaar die Here Kaleio kom seën finansiëel en vir elke persoon. Ek weet nie altyd wie almal wie gee nie. Baie mense sê anoniem of hulle gee 'n reference van wat ook al dit mag wees. Maar ek wil net 'n oomblik vat en vir jou sê dankie dat jy verstaan hoe God se koninkryk werk. Dat jy afhanklik is van hom, van jou voorsiening. Dat dit nie net oor jou gaan nie, maar dat jy weet dat deur jou bydra kan daar 'n massiewe impak gemaak word. Dankie uit my hart. Het ek al gesê ek's lief vir jou? Ek is so lief vir jou. Lekker dag.